Welkom terug. Jy kyk en kuier natuurlik saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning en daar's nog baie om na uit te sien later vandag in die program. Onder andere gaan ons 'n bietjie meer uitvind oor bonsai bome en ons gaan ook gesels met die regisseurs van Catch Me a Killer wat vir 'n Emmy genomineer is, maar vir eers is dit tyd om verder te gesels en ek weet Elsa het ook 'n ietsie wat sy met ons wil oor gesels. Altyd. En dit is maar altyd so interessant die vraag wat ek aan julle moet stel of rig. Want dit sit julle so op die spot, maar julle het julle lisensies op 'n wettige manier gekry sou ek hoop, nê? Lag sy as sy dit vra vir my kyk. Wettige manier beslis. Inderdaad, ja. Ja. Goed, dis goed om te weet. Wat 'n verligting. En jy? En ek het selfs hartskinkering gehad die dag dat ek vir my lisensie gehad. Hou net jou gedagte, kan jy imagine sy het gesê, jong, eintlik nie. Eintlik nie. What a surprise sou dit nie gewees het nie. Ek het amper hom nie gekry nie, maar dit was weens ander redes omdat ek 'n pluggie was, maar ons gaan dit nou daar laat. In tipiese Suid-Afrikaanse styl blyk die sogenaamde oplossing vir ons padprobleme eerder nog 'n hoofpyn te wees. Met die aardwetgewing wat volgens berigte binne 'n maand in werking tree, hoop die regering om padveiligheid te verbeter deur 'n nuwe stelsel van strafpunte vir verkeersoortredings in te stel. Nou wanneer jy te veel punte opbou, kan jou bestuurslisensie opgeskort word. Maar die moontlike gevolg is een wat niemand behoort te verras nie. Eerder as om hulle gedrag te verander, sal baie bestuurders bloot 'n koue drankie of dalk 'n goue krem soda aanbied om die punte te vermy. Selfs verkeersbeamptes sê hulle sien al uit na die geleenthede wat aardtoe gaan bring. Kenners waarsku egter dat aardtoe nie die ware probleem takel nie, naamlik dat duisende bestuurders hulle lisensies gekoop het en glad nie behoorlik opgelei is nie. Totdat daardie probleem opgelos word, sal mense steeds op ons paaie sterf met of sonder strafpunte. Ek dink dit is bietjie problematies en ek dink daar is verskeie redes waaroor 'n mens bekommerd of waarom ook 'n mens bekommerd kan wees oor hierdie stelsel. This makes me very negative and I don't want to be negative so early in the morning. But if I'm going to be honest, out of a personal standpoint, I think the more kind of systems and things that you put in place that have to be enforced, the more opportunity there is for it not to be enforced and for people to cut corners and do the goue koeldrank type ding and all of that. I just think bly net by die wet. Just do what you're supposed to do. Al hierdie klein dikkies en daaikies wat nou bykom, it just gives more opportunity for things to go wrong. Is hierdie aardtoe nie al in plek gestel ook 'n klompie jare terug dat hulle dit probeer het nie en toe het dit nie gewerk nie, toe stop hulle dit. Ek dink is dit iets wat hulle vir 'n rukkie, jy weet, beplan word. Ja. Maar dit is sover my kennis strek nog nie ten volle geïmplementeer nie. Ek dink die ander ding is ook net wat my skok is dat die verkeersbeamptes sê hulle sien uit na al die geleenthede wat aardtoe gaan skep. So ja, ek dink dit skok 'n mens nie, maar ek stem saam met jou. Mens wil nie negatief wees nie, maar 'n mens kan net jou kop skud. Ja. Ek dink net die feit dat daar punte is wat nou kan verminder of die punte kan opbou. Ek is nie seker heeltemal hoe die stelsel gaan werk nie, maar ek dink dit gaan net die geleentheid vir omkopery vererger. Daar gaan net meer en meer kanse wees dat jy kan sê, kan ek nie hierdie 2 punte kry nie. Kom ons maak net 'n plannetjie. Dit begin weer by trots vir jou werk ook, nê? En ek dink die manier hoe jy in jou werkomgewing behandel word, hoe jy besoldig word, ek meen as jy sien die salarisse wat daai ouens ook verdien, as hy met die goue cream sodas kry daarvan daai ouens seker dubbel wat hulle kan verdien in 'n maand. So wie gaan dan nee sê? En dis die hartseer. So wie dink julle is die skuldige? Die ou wat hom aanvaar, die onkoe geldjie of die ou wat dit gee? Albei. I think both, but I also think that we need to take responsibility as South Africans. I think we are very much to say, the government does this, it's corruption and bribery and whatever. But I mean, it starts with you. It starts with you, first of all, not breaking the law with regards to your driver's license and with regards to the rules of the road. Maar
ek dink dit is ook die verantwoordelikheid soos wat Elsa sê van daai beampte om te gaan, okay, your little traffic violation has just been upgraded to bribery. Let's go straight to jail to not collect R200. Dis nogal altyd 'n fyn lyn en as hulle my ook stop en die ou begin geselsies maak, dan kom hy ou agter, ons het mos daarom al 'n bietjie mense kennis, nê, in die werk wat ons doen en die kringe wat ons beweeg. Kom jy agter die ou het, hy wil jou dalk uitlok, maar dan probeer hy hom altyd so veilig speel om te sê, ja, wat ek is gevang, ek is skuldig, jy moet maar skryf. Ja. En dan kom jy ook vinnig agter as hy nou nie regtig lus is om te skryf of so nie. Ja, you better don't do it again of so iets of your attitude is dalk net nice. Maar ja, dit begin by ons, jy's baie waar. Ja. As jy gaan begin en sê, Chiva man, let's talk about the R200 document. Wel, ek dink dit sal nogal interessant wees om te gesels met iemand om vas te stel of daar 'n ander oplossing is, jy weet, wat hierdie stelsel dalk 'n bietjie minder korrup kan maak. Maar weer eens, plaas dit die fokus op die feit dat korrupsie 'n baie groot probleem in die land bly. Ek dink maar net ja, ek weet nie wat is die oplossing nie, want die huidige een werk ook nie. Ek dink ons moet iemand inkry wat 'n kenner is op hierdie gebied wat regtig kan verduidelik presies wat die wetgewing gaan behels en hoe dit ons as bestuurders op die land se paaie gaan beïnvloed. What are my rights? What have I done? What do I need to do better? How do I rectify when I have done something wrong? Ja, maar ek ken iemand, ek sal iemand reël, hoor. Ja, asseblief tog. Goed, dit kan ons 'n bietjie meer daaroor gesels. Nee, maar dit is belangrik, net sodat mense presies weet. Maar die belangrikste vanoggend is, moenie omkoopgeld aanbied nie. Nee. Of kry jou lisensie op 'n eerlike, eerbare manier. Dit ook. Ja, dankie julle. Stay tuned. Right after this, we will be finding out more about the Cape Town International Kite Festival. We're going to be chatting to one of the organizers about that. So stay tuned to Goeiemôre, Good Morning.